By die parlement het dit gebeur. Vandag ruk studente op na die Uniegebou in die land se hoofstad. Die hitsmerke het 'n kreet geword. En waar fisiekanseliers en rektore tot dusver moes bond staan, draai die politieke bankskroef nou om president Jacob Zuma vas. Die president sal studenteverteenwoordigers en universiteitsleiers vandag ontmoet om oor die kwessie van klasgelde te praat. Studente van verskeie universiteite in Gauteng word vandag hier verwag, berig Nico Gous. Die betoging agter ons is besig om letterlik vuurwarm te raak. Betogers het sopas deur die heining gebreek. Die polisie is besig om hulle weg te hou en hulle is reg vir aksie. En die betogers is besig om te skree, shoot. Die skade by die Uniegebou het heeltemal hand uitgeruk. Die polisie bly kalm, maar hulle moet skokgranate afvuur om die skade te probeer beheer. Hulle het later met 'n Njala die skade daar was nou weer 'n skokgranaat. Die polisie het later met 'n Njala deur die skade gery met 'n waterkanon opgemonteer, maar dit het steeds nie gehelp nie. Van die skade het onder deur die heining geklim, hulle het die heining afgebreek. Daar klap nou weer skokgranate. Daar klap die hele tyd skokgranate op verskeie dele van die perseel. Hulle gooi die polisie met klippe, hulle bestook hulle deurgangs met klippe. Een ou het vorentoe gestorm met sy hemp uitgetrek en geskree, "Zuma, is this what you want? Is this what you want to do to your children?" President Zuma het op 6 Oktober met fisiekanseliers en die voorsitters van universiteitsrade vergader en ooreengekom om 'n werkgroep te skep wat opsies moet verken. Maar studente het die afgelope week hulle ongeduld met politici getoon, by die parlement met die minister van Hoër Onderwys en donderdag by Luthuli Huis in die Johannesburgse middestad. Vandag is 'n toets vir die president se onderhandelingsvermoë. Te midde van die fees must fall slagspreuk wat aan die verander is na die ANC must fall. Duisende studente het donderdag in Johannesburg gewaarsku wat Zuma vandag kan verwag. We're eating the elephant in small pieces. So people must not call for commitment. Commitment is there. We made it in the 57th National Conference. We've been trying to implement it. But when you deal with things that cost money, you always say resources permitting. So, die ANC was genoop om te luister, maar het hulle gehoor? Ons het studente gevra. They can't be increasing fees while they're making such kind of issues and all of that. So it doesn't make sense. And Made must withdraw his statement of students must fall. He must withdraw that statement. We are angry. Politiek en beleid tersyde, het die staat genoeg geld om aan die studente se eise gehoor te gee. Die regering sê nee. Dr. Frans Cronje, uitvoerende hoof van die Instituut vir Rasseverhoudings, sê twak. Ons ontleeders het die week uitgewerk dat dit moontlik is binne bestaande fiskale beperkings om die studiegelde van elke ondergraadse student in die land te betaal. Ons kort basies 'n bedrag van omtrent 40 miljard rand om dit moontlik te maak. En as ons subsidies tot staatsinstellings sny en ons sny die staat se loonkoste met 5% en vat die geld uit die nasionale skillsfonds uit, is dit moontlik om te verhoed dat 'n enkele student nie die hulpbronne het wat hy nodig het om suksesvol te studeer. Wat is die prioriteit? Wil jy bylaats gee aan die lugredery of wil jy jou land se jong mense in staat stel om die land se ekonomie te bou? Ons syfers wys dat die staat se prioriteite heeltemal verkeerd is. Steun vir die studente het nou ook uitgekring na Londen, berig Elma Smit. Daar is ook vandag in Londen in solidariteit met Suid-Afrikaanse studente 'n samekoms hier by die Universiteit van Londen. Van hier af sal daar 'n protesoptog wees, so 1,5 kilometer van Russell Square af na Trafalgar Square. I think fees must fall because higher education is a basic right that we all deserve. So even though I may be able to afford it, I know lots of people can't, and so I'm fighting for those people who can't. We believe that it's unacceptable for police to be brutalizing students who are actually trying to protest against the increase of fees, and we just feel like this should be a peaceful movement, and that's what we're working towards. Ja, dit was 'n week van dramatiese nuusgebeure, maar ons het nie vergeet van die bokke nie. Ons hou baie styf duim vas vir hulle vanmôre. Lekker naweek.